Die krag van lofprysing is geweldig. Het lig ou se gees, het lig sommer jou gemoed en dit maak sommer dat 'n ou aan die ander kant weer kans sien vir die goed wat uitdagings is, goed dat jy weet, hierdie goed moet reggetrek word en is altyd 'n positiewe houding wat ons het met dit. Ek praat vanoggend verder weer oor die suurdeeg beginsel en ons het laas Sondag so 'n bietjie gekyk daar rondom en wat ek vanoggend wil doen is 'n bietjie dieper te deel. Ek het my daai sak aangegee net hier. En wat ek graag wil doen is dat ons weer 'n bietjie stil staan by daai skrif en wat Jesus sê as hy 'n ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou neem en 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Nou toe sê iemand vir my dat of in die Passion Translation staan daar is 21 kg. Nou die ons wat brood bak, 21 kg, dis nogal 'n sakkie meel. En dis nog iets wat jou gaan tydjie vat om deur te werk. En ek wil 'n bietjie stil staan by dit ook. Hy sê en julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Ja, trek die nuwe mens so skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg voor God lewe en werklik aan hom toegewy is. Nou, hoekom ek hierdie twee saamsit is Paulus se prentjie van die proses waar God met ons mee besig is. Een van die goed wat ek graag wil hê vanoggend is, ek sluit my eie lewe uit deel rondom as ons praat van suurdeeg, hoe werk daai suurdeeg beginsel in my lewe? Want die stadium is 'n bietjie swaarder as 21 kg. Nou ons sal nie verder uitwy nie. Ek en my vrou kyk daai skaal so en dan wonder ons wil ons opklim. Wat ek graag wil hê vanoggend is dat elkeen van ons het 'n sekere gewig voor God. Right, met ander woorde, jy is iemand wat 'n waarheid voor God. As 'n mens 'n sak meel vat, daai sak meel het geweldige potensiaal om iets te word. En wat ek vanoggend wil hê is dat elkeen van ons is besig om toe te laat dat die suurdeeg van God deur ons lewe werk en jou vorm. En as ek nou dink 21 kg en ek kyk wat maak jy met so 'n bietjie meel, hoeveel moet jy knie en roei om daai bietjie meel 'n brood te maak? Weet ek nie werk dit met 21 kg nie. Okay? 3 mate meel, dis 'n groot klomp. So met ander woorde, daar's 'n proses wat tyd vat vir hierdie ding om deur te werk om 'n brood te vorm. Net so is die Heilige Gees besig met elkeen van ons om tyd te vat om van jou daai persoon te maak waar Christus in jou is en jy Christus kan weerspieël na die wêreld daar buite. En so wat ook al jou gewig is, jy het 'n gewig voor God, jy het waarde vir hom. Hy kyk na jou as die een wat die meel is, wat die potensiaal het om 'n fantastiese brood te word vir hom. En deur die lewe is daar plek wat jy reis, goed wat gebeur. En soos jy ontwikkel, is daar iets wat mense aan die buitekant sien hoe jy leef, sien hoe jy groei. En interessante ding as jy met die klomp broodbakkers deur mekaar raak, dan kom jy agter, hulle sê nee, hulle sê suurdeeg is in die lug. Hy sê oorregtig, hy sê met die suurdeeg vang. Nou ek het toen probeer verstaan hoe daai suurdeeg gevang word, maar hy sê nee man, die suurdeeg in Klein Windhoek en suurdeeg in Pennypark verskil, jy moet dit vang, daai omgewing. Dan sê ek, okay, nou hoe vang jy dit? Nou ek het nou nie lekker daai vang gevang nie, maar jy gebruik 'n aardappel en weet nie wat nog alles nie om daai suurdeeg te kan kry en dan vorm jy 'n plantjie en daai plantjie sit jy in die deeg en dit begin met die proses. En hoe meer ek oor die ding begin dink, het ek besef dat God se woord het baie verskillende fasette wat dit in ons lewe inbring. Dis nie net een ding nie. Ek weet al wat ek mee groot geword het was enker suurdeeg. Daai pakkie wat ma gekry het, hy word oopgeskeur en as 'n suurdeeg flop was daai suurdeeg te oud geweest, maar dit is al wat ons geken het. En skielik besef ek daar's soveel verskillende fasette. So as jy die woord van God vat en jy begin kyk na die woord van God en lees hom, daar's baie lesse om te leer, baie goed dat my lewe aktiveer. So jou gewig van meel word op verskillende maniere, met verskillende suurdeeg word daai brood gevorm. En baie interessante is dat as mens nou kyk van almal van ons het 'n sekere voorkeur van brood. 'n Breadchen, 'n witbrood, 'n breinbrood, 'n knoffelbrood. En almal van ons het 'n voorkeur oor wat jy dink oor watse brood wil jy graag eet. So daar's verskillende tipe brood. Nou ek het nou hierdie een saamgebring. En almal ken hierdie een. Dis 'n olyfbrood.
En ons kry gereeld in die kerk met nagmaal, as 'n groot groep is, dan eet ons so lyfbrood saam. Hierdie lyfbrood het dieselfde suurdeeg in as die witbrood, maar hy lyk anders. Die witbrood gooi ons in 'n pan, hy word vierkantig en hy rys op. Hierheen rol jy die deeg en sit hom in die oond en hy rys van self en hy het sy eie vorm wat hy aanneem. En wat ek graag wil hê vanoggend is dat elkeen van ons verskil in terme van wie jy is, hoe God jou ontwikkel en wat is die brood wat jy gaan aanbied, wat God jou aanbied vir die mense om van te eet. Want ek weet nie wat se brood jy is nie, maar 'n witbrood, breinbrood, 'n brood met vlegsels in, dan kyk jy tot Duitse brode, hierdie is gevleg en daai is gerol, hierdie het vleis in, hierdie het 'n pepperdews in, jy verstaan, daar's soveel lekker brode, en as jy by die winkel uitstap nie, jy verstaan, dan is jy sommer honger vir weet, jy wil daai broodjie maak dit nie as huis toe nie. Jy was so 'n stuk geëet, jy verstaan van, en ek dink wat ek graag wil hê vanoggend is dat jy moet verstaan dat elkeen van ons is onder 'n unieke proses onderwerp. In ander woorde, jou groei is ook verwant aan jou omstandighede. So die serie wat jy ontvang het te doen met jou omgewing, hoe die Heilige Gees dit gebruik om jou lewe te skep. Dis hoekom ek so opgewonde is om saam met hierdie pad te loop. Ek meen, ek is anders as jy is, en dis wonderlik. Almal van ons groei verskillend, het verskillende openbarings wat jy deel, en daai maak dat daar 'n hele atmosfeer van positiewe lewe geskep word, wanneer ons getuig, met mekaar deel, en die groeigroepe betrokke is, jy verstaan, mekaar help, want die brood wat ek is, ek hou van 'n bretjen, kom maak my sommer 'n bretjen. Alright, nou hierdie bretjen kan baie goed vat, jy verstaan, jy sit hamkaas en tamatie op, jy sit salami op, jy verstaan, jy sit maalvleis op hom, ek dink 'n bretjen is 'n veeldoelige broodjie. Jy dop hom om en jy haal die eenste brood uit, jy hap hom en dan gooi hom vol vleis, jy verstaan, so, wat gebeur is dat, elkeen van ons, kan God gebruik, om 'n kosbare getuienis vir mense daar buite te wees. Nou, wat is die proses in my lewe? Hoe word ek vernuwe? Ek gaan net my proses deel, elkeen van ons se prosesse verskil in terme van, hoe word jy daai brood? En wat gaan mense sien in jou? Wat is die geur wat dit gaan hê? Alright, so, ek onthou, voor ek daarby kom, dan stap ek kombuis en dat my ma mosbeskuit gemaak. Jy ruik daai mosbeskuit. Jy ruik daai saaitjies, jy verstaan. Jy kan nie wag vir dit om 'n gaar te kom, dan word jy uitgejaag buitekant, dit is nie vir jou nie. Ja, maar mamma, jy verstaan, en as die brood so uitgehaal word, en ek weet die bolletjies is gemaak, en almal is so apart, en hy breek hom so uit, maar jy sê, jy kwyl vir hy brood, verstaan, dis, hy beskuit, voor hy nog droog is, hy helfte opgeëet. En dis ook om ons uitjaag, jy verstaan, sê, daar is nie beskuit oor as jylle deur die kombuis is nie, ons het om hongermanne gewees daar in die huis, en wat gebeur met ons is dat, hoe werk dit in my lewe? In die eerste plek is ek 'n student van die woord. Ek lees graag die Bybel. Ek lees met die doel om te sê, Here, wat is daarin vir my? En wat die suurdeeg dan vorm is, daar skrifte wat uitspring, sekere gedeeltes wat jy beginne praat, en dwars deur my hele lewe is daar sekere skrifte wat oor en oor kom, daar's 'n skrif wat heeltyd nuut geword het. Jy verstaan, so, as ek terugkyk en ek vat my Bybel en ek blaai hom so deur, die datums neergeskryf van 1987 af, wat my vrou die Bybel vir my persent gegee het, daai spesifieke ene, en jy sien hoeveel beloftes daar is, hoeveel goed ontwikkel het, en ek kom by Jesaja 54, en vir 2-3 jaar lank, was Jesaja 54, dit wat die Here gesê het, hiermee broei ons en werk ek met jou, tot dit deel was van jou lewe. Ek soek nou 2 jong manne, kom staan gee so, Jakobus, ek soek nog iemand. Sal ek volunteer nou wees? Henk, kom staan nie so. Oké. Nou goed, we staan nog mooi langs mekaar, ons gaan nou 'n bietjie verder gaan. Goed dat daar skit, hulle gaan nou die verhouding verstaan hierso. So, hier is die verstand. So, wat nou gebeur is met my, as ek lees die Bybel, my kop het 'n klomp goed te doen om hierdie skrifte ontleed, en nou wat my manier van dinge doen is, nou lees ek Jesaja 54 en ek lees vers 17, wat die Here sê is, man, geen wapen wat teen jou gesmeeu sal iets uitrig nie. Jy verstaan, ek is
Ek het dis die erfenis van die kinders. Nou sê ek, wow, is 'n erfenis. Beteken dis myne, ek kan dit vat, elke aanval van die bose gaan niks uitrig nie. Ek kan wen in hierdie ronde. Elke beskuldig wat in my gebring word weer lê. Ek sê, wow, Here, is daar nog ander erfenisse? Nou werk ek so, is ek gierig. Here, is daar nog iets? Wat kan ek bykry by hierdie ding? Nou dink ek goed ek bestudeer, so my kop werk, my brein is besig om hierdie ding te ontleed. Jy verstaan, nou sê ek na die Grieks en ek kyk na die Hebreëus en ek werk daar op soort en ek kry vir my hele prentjie van wat dit is, maar dit is nog steeds net in die brein, in die kop. Alright, nou, hier is die hart. Jy weet, as die hart kies, hy het 'n groot hart. Jy verstaan, so die hart moet altyd groot wees, maar wat nou gebeur is, as dit hier by die brein bly, dan raak dit net kennis. Dit raak iets wat nie ervaring is nie. So die volgende ek doen is Heilige Gees, ek vra dat jy hierdie kennis nou vir my ervaring maak. So iewers op 'n kol met hierdie twee nou hande vat. Nou moet julle hande vat asseblief. Nee, nie groet, hallo nie. Vat mooi handjies. Julle werk saam. Okay. Daar's hy. Okay, ek is 'n volle man, dus ek weet net manne is. Alright, so. Ons kan nie 'n vrou hier insit nie, maar dit gaan glad nie werk nie. Dan gaan die brein en die hart mekaar stoei. Wat nou gebeur is, iewers van hier af moet daar 'n koneksie wees met die hart, waar die Heilige Gees kom en hy woord vat en in my hart 'n waardesisteem maak. Wat in my hart moet hier iets gebeur. En wanneer dit in my hart is, as ek net by die lesing kom, dan beteken dit ek leef dit wat in my hart is. Ek wel belangrik, jy kan maar gaan kyk, wat onwillekeurig in jou opkom is dit wat in jou hart is. Dis wat jy leef. Jou waarde, hoe jy God sien, hoe jy groei, wat jy maak daarmee. So jy moet daai ding verwerk. So ek het die suurdeeg hierin gehad en ons het nou die meel ingegooi, ons het die water ingegooi. Al die goed moet gebeur, maar iewers moet daai ding 'n werklikheid word in my gees, waar dit in my hart 'n verslag kry. En oor dit gebeur, het die suurdeeg sy werk gedoen, is die brood besig om dan 'n werklik brood te word. Met ander woorde, daar's 'n verandering wat kom, 'n chemiese verandering en 'n klomp goed, die struktuur van die meel verander sodat daar brood kan wees. Sonder daai verandering is daar geen ding nie. So ek merk op dat wat in my hart is, bepaal my gedrag. Hoor maar vir my. Nou dankie, ek het nog baie gelees. Jesus, ek het die ding gedoen. Jy verstaan, en dan ry ek in die straat af. Nou kom ek agter hier, my hart is verander goed. Dat teenstrydig is met wat my kop sê, luister, vergewe hierdie ou voor hy nog by hom gekom het, my hart sê, nee, reg en geregtigheid, jy verstaan, hierdie ou maak verkeerd, jy verstaan, hy oortree daai reël, hy skiep die robot, nee man, ek wil ons sommer agterna jag en hom uitsorteer, alright, so hier in my hart is 'n ding van, wat anders is, as dit hier so is, jy het ek nou gesê, vergewe, maar hier so sê ek, nee, ek moet geregtigheid toepas, wat gaan jy doen? Jy tree hieruit op. Een van my broers wat ek al 'n lang pad mee geloop het, is hy sal sommer stop, as jy oor die stopstal ja, stop, onttrek hom af en trap hom daar uit, jy verstaan, en skielik sê deur vir my eendag, hoor jy, maar wat doen jy? Hy sê, Here, ek kan nie hierdie ongeregtigheid laat gaan nie. En hy sê vir hom, dis nie jou job nie. En ek sien hoe 'n persoon verander en transformeer, want iets het in sy hart geskuif. Julle kan maar los. Ek sien die manne staan hier, so hulle, dankie tog. Dankie julle manne. Alright. Wat ek graag wil hê vanoggend is dat jy hierdie ding sal vat, dat wat ook al jy in jou kop prosesseer, moet 'n belewenis word in jou hart. En die Heilige Gees doen daai werk. So, die Heilige Gees is heeltyd besig om saad te saai, suurdeeg te wees, wat jou binnekant, jou inhoud verander en transformeer. En dit wat getransformeer het, dis wat jy leef. Dat is dan 'n bietjie daarna kyk in die agtergrond is, wat ek graag wil hê, dat jy sal verstaan, as transformasie is 'n proses wat tyd vat, maar as 'n transformasie is 'n proses, soos ek laas gesê het, jy moet daai deeg knie. As jy nie met daai deeg werk nie, dan gebeur niks nie. Jy kan hierdie hoopie, amper sê kunsmis, hierdie hoopie, suurdeeg kan jy hier so neergooi, maar niks gaan gebeur met dit nie. Alright. Ek het my plant ook deur mekaar. So wat er gebeur is, jy gaan hierdie ding vat, jy kan nie daar los nie, jy moet hierdie ding vat, en hy moet deurgewerk word deur die meel, anders gebeur daar niks nie. So ons verantwoordelikheid is om die woord te vat, deur te dink, deur te bid, op die manier hoe God jou gebruik. Party ons van die Bybel, hy's 'n tipiese leraar, lees 'n hoofstuk, lees 3 kommentare by, lees nog 'n storieboek by, en dan het hy 'n prentjie. Ander ouens vat dit en het 'n ervaring saam met die Here. Hy lees een versie en sê, Here, help my om hierdie ding oop te maak. Met ander woorde, almal van ons verskil van hoe ons hierdie ding prosesseer. Party ons het 'n praktiese ding nodig.
Met ander woorde, ek vat die woord, en ek kan vat die suurdeeg, en ek gaan knie hom. Iemand het eendag gepreek, en hy sê, man, as jy voel jy het 'n binding op jou lewe, gaan na 'n hek toe, vat 'n ketting, bind hom vas, kry vir jou boltcutter, sê in die naam van Jesus, ek breek hierdie binding, soos dat breek die binnekant. Ek het eersdag, ek het 'n paar keer al toegepas, in die kantoor ook, weet waar, ons gaan nie uitpraat oor daai goeder, wat daar gebeur nie. Wat dan gebeur is, die oomblik as iemand 'n praktiese aksie kon neem, gebeur iets met hulle. Hoor jy my hart, met ander woorde, ons leer verskillend, ons beleef verskillend, en ons hart verander volgens dit wat God in jou geplaas het. Dis hoekom ons verskillende brode is. Dis hoekom ons verskillende belewennisse het. En wat die tipe soorte suurdeeg wat die woord vir ons is in baie fasette, raak jou aan op verskillende maniere. So dis ook wat nodig is om te verstaan dat wie jy is en hoe God jou aangemaak het, gaan jy moet gebruik om dit te doen. En die impak van wat jy inneem. Kom ons lees bietjie. Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie? Toe het hulle begryp dat hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs. En ek wil graag 'n bietjie stil staan by dit. En nou, wat was die probleem met die Sadduseërs en die Fariseërs? Hulle het 'n klomp wette gevolg. Hulle het 'n klomp goed gedoen wat nou 'n klomp reëls bygesit by dit wat die woord was. Nou, hulle het net die Ou Testament gehad, die Torah en die profete het hulle gehad. Nou, wat hulle gedoen het is, hulle so geredeneer oor dit, en gefilosofeer, dat die woord later nie meer die woord was nie. Maar die woord het 'n ding geword van venynigheid, kompetisie, van ek is reg, en daar het jy verskillende rabbies gehad, elke rabbi het sy eie leer gehad, jy verstaan, jy volg dit nou. En nou staan daar so ook, ek het dit neergesit spesifiek, vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou nie, en om dit te doen nie. En die hele volk moet sê, amen. Hulle het afgewyk van dit wat God gesê het. En as volk daarvan sê die Here vir hulle, sê Jesus vir hulle, julle sal sterf in julle sondes. Julle is vervloek as gevolg van, julle het van die wet 'n moordwapen gemaak. Hy sê mos vir hulle, hy sê maar julle gaan oor see en land om een proseliet te maak, een volgeling, en dan vat jy hom saam hel toe. Alright, met ander woorde, daar's 'n plek wat ek kan inneem, waar die woord misbruik word, en ek het nie gebruik om te groei, en lewe te word, en brood te word, maar ek word iemand, wat besig is om ander pak te gee, besig is om te probeer om die woord te skuif, om my te pas, en ek het baie leraars vandag, wat allerlei goed te sê. Alright, so, ons kyk ons wat die Joodse tradisies wil volg, nou die oggend dink ek weer daaraan, jy verstaan, as hierdie waar is, dan is almal van hulle die moeilikheid. Hulle kies net wat hulle wil doen. Ons hou die Sabbat en dit en die feeste. Nou krap op my kop wat hy sê, die Bybel sê, as jy die wet wil volg, moet jy die feeste in Jerusalem gaan hou. Niemand van hulle sê nie Jerusalem toe gaan nie. So hulle is in die moeilikheid. So, maar andersins ook, is daar 'n plek wat ons baie keer onsself regverdig en die woord buig om ons lewensomstandighede te pas. Ag, dit is nie so erg nie. So kom ons vergeet van daai ouens, en in jou omgewing, in jou konteks, kan ons baie keer gaan sit en sê, Here, ek sukkel met hierdie ding, maar ek kan seker maar, dit is nie so erg nie, dit plan niemand anders nie. Intussen plan dit die Gees van God, en as jy besig om nie Christus in jou gevorm te kry nie. En ek wil graag hê vanoggend dat, as so baie goed, as jy op YouTube gaan, jy kyk na elke prediker, ek het eers nog gesit en ek luister na klomp van hierdie ouens, en later as jy by mekaar sit, dan praat hulle teen mekaar. Dan sê ek, is dit die woord van God, of is dit nou hier 'n foutjie wat hier gemaak word? So, dit is ook wat nodig is om seker te maak, dat jy weet dit wat jy inneem, in lyn bly met dit die groei is wat God vir jou het. So kom ons baie keer vir ons sê, jy kan al die YouTube goedes luister wat jy wil, jy skep vir jouself geestelike maagwerk. En die oomblik wanneer jy iets moet doen, waar 'n verskil moet kom, waar 'n geloof moet kom, het jy 20 opinies. Ek het van die ons mee gepraat, dan sê ek, alright, hou nou slag op YouTube kyk, dan praat jy alleen met die Here. Ek wil nie hoor wat Piet gesê het, en daai profeet gesê het, en hierdie ou gesê het, en daai ou gesê het, ek wil nie name noem nie, jy verstaan, nee, maar hierdie ou is my hero. Ek sê, hoor ek, daai ou is jou hero, nou waar is Jesus in die prentjie? Nee, maar wat hy sê, is profeties korrek. Ek sê, ek is fantasties, maar hoe lyk jou eie verhouding met God? Ek wil jy uitdaag vanoggend, dat jy sal sê, Here, ek is brood in wording, en hoor maar vir my, daar is sekere fases van daai 21 kg waar hierdie brood word afgehandel. Alright, met ander woorde, hy slaag dit nie, hy is deurgewerk, alright, hy is in plek. Wat gebeur met daai stukkie brood
wat nou, daai deeg wat nou gereis het, wat gebeur met hom? Hy word gebak. Wie was al opgewonde oor die druk wat jy beleef? Die moeilikheid wat jy kan toekom. Halleluja Here, dankie vir hierdie ongeluk. Prys die Here vir hierdie siekte. Wat ek nog nie een dit oor sê nie. Nou kom die aan die plaas druk op hierdie stukkie brood, en daai brood het dit nodig om gaar te word en smaaklik te wees. Hier's nog deeg aan die gang, hier's nog 'n klomp wat hier gaan gebeur. Dus ek moet praat van 'n breadjie. 'n breadjie is 'n klomp deeg wat in stukke gerol word en dan word jy so gebak, jy verstaan, so gaan hulle deur. So hierdie eerste breadjie kan ek nou vat en ek kan hom al eet. Jy verstaan, hier's nog op die lyn hier word nog van hulle gebak. Maar daar's 'n stuk van jou lewe wat klaar volledig is, wat klaar gebak is, getoets is, deurgewerk is en jy kan dit doen. Maar wat moet gebeur is dat as jy te veel goed bymekaar gooi, waar is die koekmense? As jy koek na gedagte bak, dan val hy plat. Ek weet nie, baie ou tannies kan dit doen. Hulle het geleer al, wat kan jy doen, wat kan jy nie doen nie. Wat gebeur as jy te veel goed in daai brood insit? My probleem. Ek sal nou graag daai breadjie wil vat, as ons hom bak, wil ons sommer klaar die spek inbou en die en daai kasie inbou en die goed is, kom jy agter, maar hierdie ding wil nie aan mekaar klou nie, hy val uit mekaar door voor hy gaar is. Maar as jy met ander, jy kan soveel goed inbou, wat dat maak dat die fokus wat God vir jou gegee, jy dit verloor. Nou ek wil hê vanoggend dat jy bietjie gaan dink oor, wat is die fokus wat God gesê het, wat is jou lewensdoel? Waant is jy op pad? Wat is die verskil wat jy moet maak by jou werk, saam met die Here, by die gemeente waar jy betrokke is, en by al die plekke wat jy weet jy verskil moet maak in jou huis? Wat is jou doel? En kan jy dan volgens jou doel alles toevoeg wat jy weet? As jy volgraan brood moet wees, kry jy volgraan, kry jy semels, alright, en gooi dit by, maar maak dit wat jy nodig is, die geur wat jy vir God moet bring. En ek wil also sê, Christus is ons verwagting. Nou staan ons aan wie God wil bekend maak aan ons, die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene. En dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Ons wil Christus gesentreerd bly. Ander jy wil sê, Here, dis die fokus wat ek het. Alles draai rondom Christus, moet in my gereproduseer word. So iets in die proses moet maak dat my hart verander, dat my hart Christus kan begin leef. Engels is baie mooi, sê, living within you is the Christ who floods you with expectation of glory. Ek het nogal verwagting, elke dag as ek opstaan sê, Here, wat gaan 'n nuwe ding wees vandag? As ek dan vanoggend ook nou bid, is Here, mag u heerlikheid hier wees vandag, mag hier 'n verskil kom, Here, mag ons 'n totale ander belewenis hê van u genade. This mystery of Christ embedded within us, dis binne jou ingebou, becomes a heavenly treasure chest of hope, filled with the riches of glory for his people. God wants everyone to know it. En daai vertaling is my so wonderlik. Jy verstaan, hy sê, daar's 'n mystery, daar's 'n geheimenis, maar die ontdekking is binne in jou. En daar's 'n skatkis hier binnekant van wonderlike goed wat hy binne jou geplaas het. En daai skatkis wil hy hê, moet jy gebruik, ontdek, oopmaak. Ek weet in Efesiërs 1:3 sê Paulus, hy sê, ons is 'n seën met al die geestelike seëninge wat daar is in Christus. Nou het ek al begin dink, as Here, wat is hierdie seëninge? Kan ek 'n lysie maak? Wat is daar gebeur? Dan stop ons by, jy is gered, jy het die ewige lewe. En daar's gemeenskap, daar's genesing, daar's soos 'n wonderlike openbaring van wie Jesus is. Daar's liefde daar binne. Ek bedoel, jy kan sit en sê, Here, wys my net die liefde, hê my net lief vandag. En voel jy die hand van die Here op jou skouer kom, en jy beleef die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en jy weet, hy's hier, hy het jou lief. Daar's soveel ervarings, en soveel skatte wat jy kan ontdek. Dis ek met die woord lees, Here, wat kan ek nog ontdek? Wat mis ek van die volheid van Christus wat daar is in my? Wat is die krag wat ek kan beleef? En daar's verskil tussen 220 volt en 380 volt. Dis die manne nou weet. Nou, as jy geskok word die 220, dan jy weet dit, jy voel dit, maar 380 maak jy dood. So ek sê, Here, ek soek 380 volt. Waarvoor? Die vyand moet elke keer sneuwel as hy naby my kom. Ek wil daai paling wees met daai krag wat so uitgaan, vol van die krag van die Heilige Gees. As jy 'n prentjie kan gee.
Party ons het 'n vreeslike prentjie, maar ek sê, ek wil vol wees van die heerlikheid van God, vol van sy krag, dat sy genade mense kan lewe gee en die vyand kan skok, hy moet kan hardloop. Sommige net 'n prentjie, wat nou toevallig by inkom. So ek wil hê vanoggend, dat jy vir jouself kan sê is, jy het Christus in jou. Beteken, al sy karaktertrekke, al sy fasette, alles wat hy gedoen het, kan jy ook doen. So ek lees die evangelie, sê Here, wys my, dan oefen ek. Oefen op die hond as jy te bang is vir iets anders. Jy verstaan maar bid vir iets. Jy verstaan, bid vir iets. En sien hoe God werk. Nou ja, ons het 'n sieke hond gehad wat al gesond geword het. 'n gewonde hond wat van die karre verval het, en bid maar vir hom en sê, Here, hierdie been wat nie wat regkom in die naam van Jesus. Ek ben 'n week later hardloop by hond asof niks gebeur het nie. So ek wil hê vandag, ons het so 'n Labrador gehad. Nou, die rooi bakkie het nou nie tralies opgehad nie. So as die kappie af is, dan staan hy met sy pote nou op die ding en dan wil ek amper vir ons sê terug, maar dan ken hy nie, jy kan nie met die ding praat nie, hy luister ook nie. En eendag, toe hy nou weer so staan, toe glip sy voet en plar, daar val hy af, toef, op die pad, jy verstaan, nou betel ek die hond op, alright, hy is stik in 'n vol gat, hy sê, Here, nou moet jy help, ek het nie geld vir 'n veearts nie, of ons moet doodmaak, of hy moet gesond word, in die naam van Jesus, en ons gaan huis toe. Hier week later, hy ben hardloop weer rond, ons het niks gebeur het nie. So, bid vir iets, gaan toets die krag wat in jou is. Want in 1 Korintiërs sê Paulus, hy sê, God se koninkryk bestaan nie uit woorde nie, maar in krag. Daai krag van liefde, krag van genade, krag van om goed te skuif, krag van gebed, die krag van om te sê, Here, ek het die vermoë om 'n verskil te maak oral waar ek gaan. U kan my gebruik as 'n brood om lewe te gee. Mense kan my proe, hulle kan my eet, hulle kan weet, hierdie brood is 'n knoffelbrood. Alright, hierdie brood is 'n olyfbrood. Hierdie is 'n gewone wit brood. Ek het smaaklik. Jy kan jou eie goed op hom sit. So in ander woorde, wat wil jy gee vir die mense buite jou? Dit is nodig vir jou om te weet. God prosesseer jou nie net om oulik te wees nie. Ek het nog nie brood gesien wat hy op die rak los om te verouder nie. Ek weet nie vir julle nie, maar 'n breadjie wat 2 jaar oud is nie meer lekker nie. Maar as hy vast uit die oond uitkom, man, nou die dag, kry ons weer so 'n broodjie, hy is so gebak, hy is nog so warm, ek sê, ek dep sy korsie. Ek ben, almal veg vir die korsie, ek is eerste. Ek ben, jy eet daai vars brood en hy kraak so. Jy verstaan, die volgende dag, 3 jaar later, is hy breadjie wat jy moet eet, dit is so taai, jy vat so, ons wil vars brood wees vir ons rondom ons. Jy wil iets gee om te eet elke dag. En dis ons lewe wat ons gee. Ook vir mense, jou vriendelikheid, jou vrolikheid, jou kapasiteit, jou wysheid, alles wat jy het, is lewe wat jy gee vir die mense rondom jou. En baie keer dink ons, my praktiese werk tel nie, is dit daai praktiese werk, die kar wat jy diens, die goed wat jy doen, is alles goed wat tel om te sê, is 'n geur van lewe wat jy gee hier uit dit uit. So, ons het 'n hoop. Hoop beteken ons het 'n verwagting. Ek het 'n verwagting van 'n lewe hier vol oplossings. Ek het 'n verwagting van die woord wat my gaan help om gevorm te word, in my hart gaan iets gebeur, in my hart gaan groei, sodat wat ek kan gee in my gedrag gaan 'n vloei wees van die Heilige Gees, gaan die karakter wees van wat die Here doen. So ek wil regtig jou uitdaag vanoggend om bietjie anders te kyk na wat jy reeds het. Jy is klaar gevorm. Daar is 'n klomp breadjies wat klaar gevorm is, of wat 'n broodjie jy ook al wil noem, 'n mosbeskuit broodjie of 'n volgram broodjie, wat ook al jy voel, of 'n muffin. Alright, hoe jy sal sien, ek meen daar's goedjies wat klaar gebeur het met jou, wat jy kan gee vir mense uit jou lewe om te eet, in terme van wysheid, liefde, praktiese oplossings, en kom ons doen dit. En ek het 'n hoop, ek het 'n verwagting van 'n ewige lewe. Van die dag dat ek gered is, wat ek selfs as ek nou iets oorkom, weet ek waartoe ek gaan, en ek bly dit behou. Ek bly staan by dit. Want ek wil regtig vir jou sê vanoggend ook is, jou verhouding met God het werk in dit. Dit kos energie om daai verhouding te bou. Dit kom nie van self nie. En die oomblik wanneer jy daai energie insit, hoe meer jy insit, hoe meer kry jy terug van God se kant af. Hy het alles gedoen. Hy wag vir jou. Hy wag vir daai intensiewe interaksie tussen jou en hom. En wanneer jy 5 minute bid, kry jy 5 minute se reaksie. Wanneer jy 2 ure bid en tyd spandeer saam met die Here, stap jy uit op 'n totale ander vlak. Met ander woorde, dit gaan nie oor die gebed nie, gaan oor ek spandeer tyd saam met my koning en 'n transformasie vind plaas in my gees, in my hart, en iets gebeur met my wat ek meer van hom het om te gee in die wêreld buite en ook vir myself.
So ek regtig gee vanoggend dat jy daarin vir jouself sal vasmaak. Wat jy inneem, bepaal wat jy word. Sê maar wat jy is wat jy eet. Nou, ek is wat ek eet. Daar's 'n bietjie groente by, maar daar's 'n ribbetjie by en daar's 'n stytjie by en daar's 'n. So ek is wat ek eet. En ek wil hê vanoggend dat jy ook hierdie ding sal vasmaak, wat jy die meeste oordink, bepaal jou emosies. Ek sien dit in ons lewens, die op 'n stadium is daar baie, toe ek dink oor die hele proses, baie dreigemente oor eiendom wat afgevat gaan word, plase wat gevat gaan word, al hierdie goed, en ons hele storie rondom dit, selfs ouens wat sê maar, ons kan instap in jou huis afvat of iemand anders gee, die wet sê so, en dit het 'n vrees begin word by mense, soveel so, dat wanneer daar gepraat word oor grond, is daar 'n emosie, en dit is altyd 'n negatiewe emosie, vrees vir wat ons gaan verloor. Vrees wat maak dat ons baie keer nie verder boer nie, dat ons baie keer nie verder my huis wil ontwikkel nie, want sien die government kom in en hy vat hierdie goed. Soveel goed wat geskep is so met ander woorde, wat jy die meeste oor dink, bepaal jou emosies. Baie ons het opgewonde is oor die lewe. Hulle dink aan daai volgende lekker ding wat hulle kan doen. Wat daai volgende lekker projek by die werk, hoe gaan ek dit uitleef? Hoe gaan ek dit doen? Bepaal hoe jy voel oor jou werk. Emosie word bepaal wat jy dink. Gaan net kyk 'n bietjie na wat gebeur in jou gedagtes. Hoe lyk jou gedagtes? Wat dink jy? En dit veroorsaak dat jy of opgewonde is, of negatief is, passievol is, of vol vrees is. En dit is nie soos jy die omstandighede wat jy maak daarmee, maak jy verskil. Wat jy in jou hart oordink, bepaal die rigting van jou lewe. Ek het hoeveel keer gesien, dat mense opstaan en 'n besluit neem. Dit is my lewe tot hier, dit stop hier. Ek skuif vanaf van hier na daar. Ek verander my lewe. Wanneer dit 'n hartsbesluit is, skuif alles. Wanneer dit 'n kopbesluit is net emosioneel. Môreoggend dink ek alweer anders en val terug in my ou weer. So wat is jou hartsbesluit? Wat wil jy vandag besluit wat môreoggend jou lewe anders maak? En baie keer is dit klein besluitjies, baie keer is dit 'n groot besluit wat jy maak om deur te breek in jou lewe. So ek wil jy uitdaag vanoggend om bietjie te gaan kyk, wat dink jy regtig in jou hart? Ook kom mense by jou uit en dan praat ons oor al die goedjies en sê, weet jy wat, hoe voel jy regtig oor God? Nee, ek is kwaad vir hom. Dan pop die hele ding uit. Die hele pyn die binnekant, wat hulle hart ronddra, wat hulle lewensrigting bepaal. Ek kan God nie vertrou nie, en dan die hele bondel daarvan saam. Hoe dit vir jy sê, met ander woorde, jy moet terugbietjie kom en sê, okay, daai persoon sukkel. Is almekaar in rebellie, is almekaar fout met die kerk, is almekaar 'n krisis, maar die krisis is nie die kerk nie, die krisis is nie hierdie ding nie, krisis in my hart, het ek 'n besluit geneem, die God wat ek veronderstel is om te dien is onbetroubaar, is 'n hartsbesluit. Of is 'n hartsbesluit wie jy sê, maak nie saak wat buite gebeur nie, goed kan skeefloop, maar saam met my Jesus loop ek eintyd. Ek gaan baie goed nie verstaan nie, maar een ding weet ek, saam met my God sal ek aan die ander kant uitkom. As ek dit hier maak, nie gaan ek hemel toe man, dis alright. So met ander woorde, ek wat is in jou hart? En ek wil regtig gee dat jy bietjie gaan kyk, wat is in jou hart? Teenoor God, teenoor mense, wat is jou verwagting? Wat jy glo, vorm jou identiteit. Wat jy glo van jouself, wat jy glo van Jesus, vorm jou identiteit. Ek wil net 'n bietjie dink, ek gaan daar 3 punte opsit vir oggend. Wat ek graag wil hê, jy vir oggend sal bietjie na kyk, is die Here. Ek wil hê dat die suurdeeg my vat na 'n groter plek toe. Ek sal 'n brood wees wat mense kan eet. Ek sal 'n brood wees wat as dit klaar gebak is, gaan hy smaaklik wees. Nou ek hou van so 'n bietjie branderigheid, so ek wil nog 'n russie brood eendag maak. Moet so 'n lekker brandsmaak hê, so 'n russie geur. En hy sal inpak hê. Ons sal 'n bietjie kyk. My vrou kyk my so, dan was eers weet, wat het jy weer brood gesmeer? Is daar brandgoed by? Gewoonlik is dit ja. Dan was sy nie afvat nie. Maar ek wil regtig gee, ek gooi dit sommer in, te sê, wat se brood wil jy wees? En wat wil jy wees, die geur daar buitekant? In jou werk, die mense wat jy mee werk. Alright, ons wil 'n positiewe, opwindende lewe. Ek weet nie van jou nie, ek is nie baie mal oor negativiteit nie. Ons los graag probleme op, maar ek soek 'n lewe waar daar opwinding is, waar daar nuwe goed is wat gebeur. So wat jy glo, vorm jou identiteit. Dis wat mense sien wie jy is, sonder dat jy weet. En so as jy bietjie vir ons wil vra, wat is my identiteit? Vra jou vrou. Sy sal jou mooi vertel.
As jy nie 'n vrou het nie, dan vra iemand anders naby jou. Vra jou ma, as baie van vir jou vertel, wat sien hulle, wie is jy? En ook die vriende rondom jou kan weer sien. Baie keer is ons nie lekker seker van onsself nie. So, ander mense beleef jou identiteit, wie jy is. En ek wag tot om te vra, of maak ontdekking, ja, dit is al lankal daar. Okay, hoe kon jy my vertel nie? Toe eendag het so 'n gesprek en ontdek hierdie ding in my lewe van 'n verkeerde waardesysteem, 'n negatiewe goed wat ek doen en alles, en die Here wys my die ding, en vertel my vrou met dit, en sê, ja nee, sy het lankal dit gesien. So, hulle weet. Is nie negatief nie. Is dan ons help mekaar om te groei in jou identiteit. Dan wil ek daarin sê, Paulus bid hierdie ding, hy sê, ag my kinders, totdat Christus in julle lewens vorm aanneem, het ek elke keer weer geboortepyne oor julle. En hy sê, you are my dear children, but I agonize in spiritual labor pains once again, until the anointed one will be fully formed in your hearts. En wat ek doen is in hierdie gemeente, wat ons na God roep elke donderdag is, ons staan vir dese Here, hierdie gemeente sal 'n gemeente wees waar Christus die senter is. So, intersessie maak dat jy geestelik groei. Intersessie maak dat jy in 'n ander moeilikheid beland en jy kan nie agterkom waar lê die fout nie. Jy is onder druk en jy verstaan nie dit nie. So is ons skuld. Ons bid dat jy sal deurbreek. Bid dat jou hart sal groei. Bid dat jy sal deurbreek deur die omstandighede, dat jy in vryheid sal beweeg en die krag van Jesus Christus beleef. Ons vertrou dat jy iemand sal wees wat 'n lig sal skyn oral waar jy gaan. So as jy intersessie kom bywoon, en dat ek dooi julle ook sommer, kom bid saam man. Ek meen, dit is nie so moeilik nie. Jy verstaan, as jy Afrikaans kan bid en Engels kan bid, kan jy bid. Alright, en wat jy, ons 'n bietjie later oor intersessie praat, maar daar's verskillende fasette daarvan. Maar ons vertrou die Here, dat ons 'n gemeente sal wees, vol van die heerlikheid van Christus. Dat ons daai verwagting en hoop sal hê, dat as ons hier instap, het ons ervaar, as uitstap, sê ek het 'n verskil om buite te maak. Ek kan 'n verskil maak daar buite. Iemand het my nodig. Iemand het jou nodig. Iemand het nodig dat jy daai persoon 'n drukkie sal gee, wysheid sal gee, of wat ook al jou gawe is, om met iemand te praat, te bemoedig. En as jy met die verwagting gaan sê, Here, stuur hulle wat my nodig het jy 'n vol program. Ek waarborg jou. Jy gaan nie weet om met al die mense te maak nie. Daar is soveel mense daar buite wat jou nodig het. So ek wil afsluit vanoggend met die ding van 'n brood is daar om geëet te word. En 'n brood wat op die rak staan word oud, hard, kliphard en dan word hy weggegooi. En nie een van ons wil kom by die plek waar jy op die rak sit in onbereik nie. Elkeen van ons wil waardevol wees vir die mense rondom ons. Ek wil jou uitdaag vanoggend om bietjie anders te begin dink oor jou lewe. Jy het nie 'n privaat lewe nie. Die geesteswêreld weet presies wat in jou lewe aan die gang is. So as jy dink jy steekies weg, ek het nuus vir jou. Die duiwel weet alles. Alright, hy check jou. Hy het sy garde wat jou dophou. Wat doen hierdie ou? Waar kan ons hom penaliseer? Waar kan ons, hy's geestelik aan die gang. Nee man, dan staan ons 100 meter weg en sê, wêreld, hierdie ou het vuur in hom. Jy verstaan, ons kan niks aan doen nie. Jy word dopgehou. Die engele hou jou dop. Hulle kyk dan sê, yes, hoe kan ons help? Hoe gaan ons hierdie ding doen? Hoe gaan ons saam met jou werk? Hebreërs 1 vers 14. Dienende geeste wat saam met jou wil werk en jou positiewe brood wat jy uitgee, kan ek hierdie persoon help? Kan ek daar gaan dien maak dat die engele sê, yes, en hulle gaan help. God hou jou dop. Hy weet alles van jou. Hy kyk en sê, yes, dis my seun daai, dis my dogter. Kyk net daarso. Kyk hoe die brood ontwikkel. Kyk wat hulle besig is om my te vat. Kyk hoe hulle besig is om lewe te gee daar buite met dit wat hulle het. Met die pakkies liefde wat hulle ontvang het. So ek wil jou uitdaag vanoggend om daai brood te wees wat vir ander kan eet en wat vir ander smaaklik is. En jy weet waar jy pas. Jy weet wat jy kan gee. Jy weet wat God jou gemaak het om 'n verskil te maak voor. En dan gaan leef dit uit. Ek meen, van ons ouers is baie passief en emosioneel, ander is totaal onemosioneel. Alright, maar jy het 'n plek om te sê, dis die reël, dis hoe ons moet gaan, dis hoe dit moet werk. Gaan wees wie God jou gemaak het en gaan leef dit uit. Wees daai brood oral waar jy gaan. Dis God se opdrag in sy hart vir jou en vir my. En hoor vir my mooi, daar's geen perfekte brood nie.
Ek het al hoeveel keer gesien, dan koop ek die brood daar so in 'n winkel, hier is so 'n kolletjie wat daar nog meel is, wat nie gemeng het nie. Dan sny jy maar uit, en jy eet die res van die brood. So jy gaan nooit kom by 'n plek wat jy volmaak, gereed, reg is om alles reg te doen nie. So, die stuk wat reg is, laat jy ons dit eet. Daai stuk wat nog gevorm word, dankie Here, u is besig met hierdie kant. En wees net die mens wat dit geniet om vir ander lewe te gee. Ek sien jou daarmee. Kom ons bid. Vader, baie dankie. Dat ons kan weet, Here, u het ons uniek gemaak. Elkeen van ons, Here, het 'n verskillende geur wat ons uitgee. Here, ek wil elkeen seën vanoggend hier. Elkeen seën, Here, om te kan opstaan in die volle identiteit en lewe van Christus in hulle en dit uit te leef na buite. Vader, elkeen seën met 'n opgewonde verwagting om 'n verskil te maak in mense se lewens. Maar Vader, ek wil saam met elkeen staan wat uitdagings het. Elkeen wat op die stadium staan met te sê, ek het 'n krisis. Hierdie ding verstaan ek nie. Ek het nie die prentjie van Christus oor hierdie probleem en uitdaging wat hy het nie. Ek kom vertrou, Vader, dat daar nuwe openbaringskennis sal kom uit die woord. Here, dat dit wat hulle nodig het om gevorm te word om te verstaan hoe om hierdie uitdaging in hulle lewe te bowe te kom. By hulle werk miskien, in 'n verhoudingssituasie. Vader, wat dit ook al mag wees, Here, met hulle kinders, met hulle ouers, met wat ook al mag wees, Here, vra ek dat daar insig sal wees en dat 'n brood sal word wat daai situasie reg hanteer en 'n smaaklike smaak sal plaas in die mense se mond waarmee te doen het. Vader, ons kom vertrou vanoggend, Here, dat elkeen lewe op lewe sal ontvang wees Christus wat in ons is en ons hoopvol sal bly, want ons hoop is Christus. Ons hoop is ewige lewe in Jesus se naam. Amen.